Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Hartlik welkom by vandag se episode. Dit is vir ons wonderlike voorreg om nog 'n week gespaar te mag wees en aan die Here die eer daarvoor te kan gee. En vandag het ons die voorreg om weer oor die Here te kan gesels en veral oor hoe God 3 persone maar tog een wese. En ek het vandag hier saam met Roan Steyn daar van die Gereformeerde Gemeenskapskerk in Oshakati. So hartlik welkom. Dankie Jacques en luisteraars, is altyd lekker om saam te kan gesels oor die Here en oor sy woord. Ja, so dit is 'n wonderlike voorreg en ons gaan hierdie groot gesprek aan die gang sit. En ek is nou Gereformeerde Kerk Tsumeb se predikant en ek is Jacques. So vir die wat nie geweet het nie, dis voorreg dat ons dan hierdie pad kan saam stap. So kom ons begin met die vraag, die tema van vanoggend. Hoekom glo Gereformeerdes dat God drie-enig is? Hoekom juis God drie-enig? Dis nie net God nie. Hoekom juis drie-enig? Waar kom ons met hierdie drie-enige gedagte? Ek dink hierdie video gaan baie kort wees want die antwoord is die Bybel sê so. Maar ek dink dit is die hele leer oor die drie-eenheid is wat die kerk en 'n kulte van mekaar onderskei. En jy kan nie, ek net weer besef, jy kan nie eintlik sê dat jy 'n Christen is en dan nie glo in die drie-eenheid nie. En dit is die eenvoudige antwoord wat ek gesê het en ek dit nou as 'n grap bedoel, maar dit is waar want dit is hoe God homself in sy woord vir ons openbaar. Ek dink ons sal nog uitkom by verskillende teksgedeeltes, maar as ons gaan sien en dan sien ons God die Vader wat geskaap het, ons sien Jesus Christus, ons verlosser, en ons sien die Heilige Gees as ons saligmaker. En ek dink dit is die hart, die essensie van ons geloof en van die gereformeerde godsdienst is die leer oor die drie-eenheid. Ja, en ek dink as mens nou so daarbey kan aansluit, is die mooi wat 'n mens besef dat wanneer mens kyk na die Gereformeerde kerke, dan glo ons in die 3 belydenisskrifte wat uit die woord van die Here gekom het. So die 3 formuliere, die belydenisskrifte is natuurlik die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Heidelbergse katekismes en die Duitse leerreëls. En uit hierdie 3 belydenisskrifte is die inhoud daarvan vanuit die woord van die Here geput. En is oor die geskiedenis met verskillende kerkgeskiedenis gebeure wat gebeur het in die verlede, waar dwaalleer verkondig was, het dit drasties nodig gehad dat ons weer terugkeer na die skrif toe. Uit die protestantse presbyteriaanse agtergrond wat die Gereformeerde kerk eintlik uit ontstaan het, het dit natuurlik hier ons kerkvaders tot stand gekom dat hulle opgestaan het in daai tyd en die waarheid verkondig het en gesê het, maar soos Johannes Calvin en Martin Luther en Zwingli en allerlei groot Melanchthon, allerlei groot name kerkvaders wat ons het. En 'n wonderlike daar agter is, omdat ons die 3 formuliere het, of die 3 belydenisskrifte het, is dit vir ons die grootste voorreg dat ons weet dis gesagvol, omdat dit nie mensgemaakte woorde is nie. Dit is geput uit die woord van die Here, so dit is 'n gesag vanuit die woord van die Here. En dit gee vir mense dan die vreugde, as mens dan iets sien in die belydenisskrifte, kan mens weer terug aan die Bybel toe en gaan sê, maar okay, wat sê die Here daar? Hoekom hierdie kerkvaders op by punt om hierdie belydenis te maak? Waar het hulle in die Bybel raak gesien? En dis dan vir ons absoluut wonderlik dat die Here dan ook so vir ons duidelik maak dat God drie-enig homself in die Bybel openbaar het. Van die begin van die Bybel af, as mens kyk ook na Genesis 1, dan sien mens daar in die begin van Genesis 1, want dit is eintlik waar mens begin. As mens wil hierdie vraag beantwoord, dan gaan jy weer terug na die begin toe. Is dan Genesis 1 die Heilige Gees oor die water sweef en ons hoor dan God die Vader wat ook praat. En
As mens dan sien hoe die Here geskep het, dan het hy met sy stem, hy het gepraat en geskep, laat daar lig wees en daar was lig. En dan gaan mens terug gaan mens vorentoe na die Johannes Evangelie toe. Dan sien mens daar in Johannes 1 dat die woord het vlees geword en ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid is die enigste seun van die Vader, vol genade en waarheid. Ja, ek kan nou 'n bietjie geparafraseer daar, maar die belangrikheid is om te besef dat Jesus Christus is die woord waardeur alles tot stand gekom het. En so God drie enig word dan vir ons van die begin van die skepping af duidelik uitgebeeld as hy's een wese, maar tog God drie enig. En mens kan natuurlik ook nou na die brief van Johannes van kyk, en ek dink die brief van Johannes maak dit ook mooi duidelik daar in Johannes 1. Ja, nee, definitief. En ek dink daar's so baie Bybelse, of ons kan eerlik wees, nêrens in die Bybel staan die woord drie eenheid nie. En ek dink dit is baie keer die kultusse se probleem as hulle kom by, nee, maar dis nie 'n Bybelse term nie, so dit kom nie in die Bybel na vore nie. Maar wanneer mens regtig die woord gaan lees, dan sien ons, soos jy nou gesê het, reeds in Genesis 1, sien ons die drie eenheid raak. Ons sien onder andere die bekende sendingsopdrag, gaan dan heen na alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So dit wys alweer daai enkelvoud naam, nie in die name nie, maar in die naam. So daar sien ons weer, dit is een wese, drie persone. En daar is selfs Jesus, sy ek is uitsprake, daar wys hy op sy goddelikheid. Johannes 14, die uitstorting van die Heilige Gees, of die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees, 'n ander voorspraak. Daai woord vir ander beteken eintlik selfde in soort. So dit is, ek wil sê iemand wat dieselfde soort as Jesus het, en dieselfde soort is goddelik. So ons sien dit is 'n goddelike persoon wat Jesus sê uitgestort gaan word. So die skrif is vol voorbeelde, is vol teksgedeeltes oor die drie eenheid, alhoewel die benaming drie eenheid nie so in die skrif na vore kom nie. Daar is nie Moses 5 vers 5 wat sê en die drie eenheid is Vader, Seun en Heilige Gees nie. Maar ons kan baie duidelik vanuit die skrif aflei dat daar drie eenheid is, en natuurlik, soos jy gesê het, ons belydenisskrifte verwoord dit ook baie mooi, en verwys ook na die drie eenheid en waar ons dit in die skrif kan kry en hoekom dit ook belangrik is vir ons geloofslewe. Ja, dit is bitter mooi om dan te sien hoe Jesus dan self ook menige kere dan praat, maar hy is deur die Vader gestuur. En wanneer hy dan opvaar na die hemel, dan sê hy soos 'n gees na ons toe uitstuur. So daai hele koneksie of verbinding aan mekaar is onlosmaaklik. En as ons dan sien ook na die doel, hoekom ons dan sien hoe God homself openbaar het as God drie enig in die Bybel, dan sien dit is ons sy doel te bereik. Elkeen werk vir dieselfde doel. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees het dieselfde doel voor oë. En dit is dat hy verheerlik word as God, as enige ware God. En dit is vir ons dan absoluut mooi om dit ook as gelowiges te kan raak sien, te kan glo en te kan bely, want ja, ons nou met ons vorige opname oor wie God is, baie mooi duidelik gemaak. Vir ons as mens kan ons kan paragrawe, ons kan boeke skryf, en ons sal tot in ewigheid nog kan praat oor wie die Here is en hoe God drie enig werk ensovoorts, maar daar is ook nog 'n verborgenheid wat dit vir ons inhou, dat die Here vir ons mens kan amper sê 'n skreefie oopgemaak het van wie hy is, sodat ons net tot nou tot geloof sal kom. Maar wanneer die volle werklikheid, wanneer die heerlikheid, die ewige lewe aanbreek, sal die volle waarheid, die volle omvang van wie God is vir ons dan openbaar word. So ek dink daar's ook iets wat ons moet besef in dit. Dat ons verstande nou heiliglik ook is te klein, is te nietig om God se groot omvang as drie enige God in woorde en in gedagtes te vervat. Maar die troostryke is, die Here het al reeds vir ons stukkie vir stukkie geopenbaar. En
en dit wat hy vir ons openbaar het, is dit al genoeg vir ons saligheid, genoeg vir ons om tot geloof te kom en 'n pad hierdie te stap. Ja, en ek dink as ons daarna gaan kyk uit 'n logiese perspektief, dit is nie logies nie, dit gaan nie vir ons sin maak nie. Een wese, drie persone, die een hou nie op God wees, die Vader hou nie op Vader wees nie, en ek dink dit maak mense baie keer die mekaar. Logies gaan dit natuurlik nie sin maak nie. Maar ons weet, omdat die Here dit in sy woord geopenbaar het, glo ons dit. En hy werk ook so in ons hart, dat ons dit glo, en die troos daai put, dat daar 'n drie eenheid is. En ek is seker later in ons ander video's gaan ons ook baie meer in diepte ingaan oor die godheid van die Seun en van die Heilige Gees, en ons kan dit nie, ons kan hulle word onderskei, maar nie geskei nie, en daar's nie 'n hiërargie en daai tipe van goed tussen die drie eenheid nie, wat ook belangrik is. Ja, ons sal dit dan definitief met ons volgende opname dan gerus vir julle opneem. Maar die kort antwoord dan van hoekom glo ek vermeer is nie in God drie enig, is juist gevolg daarvan dat die Bybel het vir ons openbaar is kragtig daaroor. Toe hy is opgevaar het hy, soos Rowan ook nou mooi tereg gesê het hy gesê, maar doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As Matteus 28 briewe dit graag wil gaan lees van vers 16 tot 20. En dis nogals iets mooi wat mense dan raak sien, is die Here is nie stil daaroor wie hy is nie. Ons hoef nie ver te gaan soek nie. Die Here gee vir ons die antwoorde in sy woord. So vir die wat ons betwyfel, is julle Bybel oop en julle sal self ook die waarhede van die Here daarin raak sien. Dis ons video opname vir vandag, en sterkte en seën ook die res van die week. Dan sal môre weer opname hê. En dankie dat julle geluister het. Dankie dat julle ingeskakel het. Ons hoop hierdie beantwoord ook mooi die vrae rondom dit.